Goeiemôre koningskind, dis my wonderlike voorreg om vanoggend so 'n bietjie met jou te kan gesels op hierdie video oor 'n paar dinge wat belangrik is. Nou eerskomende Sondag is ons visie Sondag en dit is my so belangrik dat jy hier sal wees, veral in verband met die jaar wat voorlê. Saam met dit wil ek ook vir jou sê, indien ek nog nie het nie, wil ek vir jou sê, mag hierdie regtig waar, mag 2025 vir jou 'n mooi jaar wees, wat jy regtig waar God se seën en die vervulling van sy plan en doel vir jou lewe, dat jy dit sal ervaar, leef en geniet. Nou dis wat Sondag aanbetref. Saam met dit wil ek vir jou sê, dat Maandag begin ons ook met ons Danielsvas. Nou Danielsvas doen ons vir 3 weke, dis 21 dae, en verdere besonderhede is jy baie welkom om te gaan kyk op ons webtuiste, en as jy kan jy inligting daar gaan kyk oor wat dit alles behels. Nou ek wil ook 'n paar gedagtes met jou deel rondom vas, wat ek dink belangrik vir jou is om te wees. So kom ek deel met jou net so 'n bietjie. Nou in die Bybel sien ons baie basiese beginsels wat verwant is aan die geestelike beginsel van vas. En hier besef ek dat daar 4 baie belangrike eienskappe is wanneer jy wil vas. Die eerste een natuurlik is selfverloning. Die tweede een is selfvernedering. Die derde een die regte prioriteite en dan die vierde een afhanklikheid. Nou dis my baie belangrik dat jy ook op daardie pad sal kom of daardie plek sal kom waar jy sal besef hoe belangrik vas is en dat God hierdie stuk gereedskap, skus as ek dit so uitdruk, vir ons gegee het in ons geestelike wandel as sy kinders en as disippels van hom. Nou wanneer dit kom by selfverloning, wil ek graag die volgende skrifvers vir jou lees, Matteus 16 vers 24. Hy sê, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Die Engels sê dit ook so mooi, hy sê, if anyone desires to come after me, let him deny himself. Nou om te vas is om jou ou, ek wil amper sê daardie ou rebel in jou, daardie rebel ego, as ek dit so kan sê, te verloon. Om jouself te verloon is eenvoudig om nee te sê. Jou maag sê, en ons weet waar gaan vas natuurlik, jou maag sê, ek wil, en jy sê vir jou maag, jy dikteer of sê nie vir my hoe dit werk nie. Dis die eerste ding, om jouself te verloon, as te ware jouself oor te gee. En Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vers 27 sê hy, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Weereens die Engels sê, I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Hy praat hier van dissipline. Paulus sê in vers 25, hulle wat in atletiese wedstryde hulle self wil bemeester, is gemagtig, selfbeheers in alle dinge. Hy sê in vers 25, soos wat ek sê, sê hy, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou om in alles hulle nogal om 'n verwerklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwerklike. Skus tog. Nou 'n professionele atleet is versigtig vir wat hy eet en hoeveel hy slaap. Hy let ook op sy geestesgesindheid, want dit kan 'n effek hê op sy vooruitsig van sukses. Hoeveel te meer moet ons as Christene seker wees dat ons liggame onder beheer gebring het. Dis een van die dinge wat gebeur met vas. Ek bring my liggaam onder beheer. Ons gaan praat oor al die geestelike kwaliteite. Maar een ding is 'n waarheid.
dit bring my liggaam onder beheer. 'n Baie bekende godsman het gesê dat die Here die volgende vir hom gesê het: If you want to go forward, there are two conditions. The first condition is that all progress is by faith. Die Here het vir hom gesê, as jy wil vooruitgang, is daar twee sleutels wat baie belangrik is. Die eerste een is geloof. Hy het gesê vir hom, if you're not willing to go forward in faith, you cannot go forward. Verder het die Here vir hom gesê, the second condition is this: if you are going to fulfill the ministry that I have for you, you will need a strong and healthy body. En dan het die Here vir hom gesê tot sy skok, and you're putting on too much weight, you'd better see to that. So daar's 'n mate van dissipline, buiten al die wonderlike geestelike kwaliteite wat daar is daar dissipline om te vas. Nou dit is so, ons probeer regtig om altyd geestelik, verstandelik en fisies fiks te wees, sodat ek sy roeping op ons lewe kan vervul. Elkeen van ons. En dis belangrik. So die eerste beginsel is selfverloning. Die tweede een is selfvernederend. Die Engels het dit eintlik vir my beskryf, het vir my beter wanneer hy sê self-humility. Nou kom ons kyk na 'n skrif wat baie gewild geword het in Suid-Afrika. 2 Kronieke 7 vers 14. En hy sê, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sondes vergewe, en hulle land genees. Opgesom in die Engels. Humble yourself. Nou sal miskien van julle sê, maar hoe verootmoedig ek myself? Dawid skryf nogal hiervan in 2 psalms. Hy skryf in Psalm 35 vers 13. En ek, toe hulle siek was, het ek 'n roukleed gedra. Ek het my siel gekwel met vas, en my gebed het teruggekeer in my boesem. Daar's 2 baie belangrike eienskappe wat ek optel in hierdie vers, as ook die vorige een wat ek gelees het. En dit is dat hierdie 2 gaan hand aan hand, vas en gebed. Gebed is iets waarop ons gaan fokus in hierdie jaar. Dit moet eintlik nie vir my nodig wees om te sê ons gaan daaroor fokus nie. Dit moet een van die fokuspunte van jou lewe wees. En dit is om te bid. Psalm 69 vers 10 sê, want die ywer vir 'n huis het my verteer, en die smaathede van die wat u smaad, het op my geval. Engels sê dit, Psalm 35 vers 13, but as for me, when they were ill, I put on the clothing of sorrow. I went without food and was sad, and my prayer came back again to my heart. Ekskuus tog. Psalm 96 vers 10 in die Engels sê, my bitter weeping and my going without food were turned to my shame. Ons sien duidelik die beginsel hierso van vas en hoe belangrik dit is. Sommige mense vra die Here om hulle nederig te maak. Dis egter nie 'n skriftuurlike gebed daai nie. Die Here sê in Jakobus 4 vers 10, verneder julle voor die Here. Dis 'n besluit wat jy moet maak. Dis 'n aksie wat jy moet doen. Nou wil mense hê die Here moet hulle verneder. Dit kom van binne onsself kom dit. Jy moet jouself verneder. En 'n baie goeie manier om jouself te verneder is om te vas natuurlik. En die tweede ene, selfvernedering, soos wat ek gesê het. Dit bring ons by die derde punt, en dis die regte prioriteite. Nou daar moet ek jou herinner aan daai baie bekende skrif in Matteus 6 vers 33 wat sê,
maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal bygevoeg word. Wat is jou fokus in die lewe? En party mense se fokus in die lewe is die bediening, is kerk toe gaan. Daar is wonderlike uitvloeisels van jou verhouding met die Here, maar jou fokus moet hy wees. Dit is so belangrik. Vas praat ook van regte prioriteite. Soos wat ek nou net gesê het in Matteus 6 vers 33. Baie bekende gedeelte. En baie mense soek die Here se koninkryk. En dit kom in die tweede, die derde en die vierde plek. Die belofte geld nie in daardie geval nie. Hy sê nie, soek om tweede en al hierdie dinge sal bygevoeg word, derde of vierde nie. Hy sê, soek eers die koninkryk van God en hierdie dinge sal bygevoeg word. Ons moet ons prioriteite in orde hê. Om te vas is die regte prioriteit. En dit is belangrik dat dit vir ons geestelik voorstaan en dat ons bevestig hoe belangrik dit is deur dit te doen. Dis dan ons derde een. Die vierde een is afhanklikheid van God. Vas demonstreer ons afhanklikheid van God. Vas sê die volgende vir die Here: Here, ek het nie die antwoord nie. Ek kan dit nie doen nie. En ek kyk na U vir antwoorde. Dis wat vas sê. Dit erken afhanklikheid tot die Here en dit lei tot goddelike ingryping. En daar is ontelbare illustrasies wat uit die woord wys dat wanneer God sy mense of God se mense sy voorwaardes nakom in hierdie spesifieke saak, dat die Here antwoord met ingryping namens hulle. Vas is 'n beginsel. Dis iets wat ons moet doen. Die volgende beginsel is wanneer en nie of nie. In die middel van die bergpredikasie in Matteus 6 vers 16 het Jesus gesê, wanneer jy vas. Wanneer jy jou opset, sal jy dalk nie vas nie. Hy het gesê, wanneer jy vas. God het nooit gesê, of jy vas nie. Dit is vir hom 'n gegewe. Daarom sê hy, wanneer jy vas. Hy het presies dieselfde taal gebruik vir 3 ander dinge. Hy het dieselfde gebruik vir liefdadigheid in vers 3 en vir gebed in vers 5 en dan natuurlik vir vas. In elke geval is dit wanneer jy vas en nie as jy vas nie. Vas is nie 'n opsie nie. Dis 'n opdrag. Is dit 'n Christen se plig om liefdadigheid te bewys? Ja, verseker. Is dit 'n Christen se plig om te bid? Verseker. Dan moet dit ook 'n Christen se plig wees om te vas. Sommige mense quoteer Jesus se volgende woorde wanneer hulle sê dat dit nie nodig is om te vas nie. Natuurlik weet ek, daar's nou mense wat dit ook gaan sê. En daardie woorde is Markus 2 vers 18, maar hy sê, en die disippels van Johannes en die van die Fariseërs was besig om te vas. Toe kom hulle en sê vir hom, waarom vas die disippels van Johannes en die van die Fariseërs, maar u disippels vas nie? En Jesus sê vir hulle, kan die bruilofsgaste dan vas terwyl die bruidegom by hulle is? Solank as hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie. Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle af weggeneem word, en dan sal hulle vas in daardie dae. Ons moet die konteks verstaan. Wanneer ons kyk na skrifvers, moet ons die konteks daarvan verstaan en nie probeer om onsself te regverdig en te sê ons hoef nie te vas nie. Ons is die kinders
En ons is die disippels van die bruidegom. Daar word van ons ook gepraat in hierdie skrifvers. Die bruidegom is Jesus Christus. Ons vas dus, omdat ons sy disippels is, en ons sy wederkoms verwag. Want hy is nie nou hier nie, maar hy sal terugkeer. En ons vas, totdat hy terugkeer. Vas is 'n moed. Die Bybel illustreer dit vir ons meer as een keer. Jesus het gevas. Luister na hierdie mooi skrifvers in Matteus 4 vers 1 en 2. Hy sê, toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Vers 2. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. Verdere voorbeelde, daar is so baie. 5 profete en leraars van die kerk in Antiochië het gevas in die openbaar en gewag op die Here. Handelinge 13 vers 1. En daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon wat Niger genoem word, en Lucius die Sireneer, en Mananiën wat saam met Herodes die vuurvors groot geword het, en Saulus. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. In die proses het hulle tweede keer gevas en gebid. Saulus en Barnabas het op hulle eerste sendingreis gebid en gevas in verband met die mense wat tot bekering gekom het. Kyk 'n bietjie na Handelinge 14 vers 23. En hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies en hulle na gebed en vas opgedra aan die Here wie hulle geglo het. Dis baie belangrik. Vas was deel van dit wat Paulus gedoen het. Die skrywer, die grootste skrywer, of die skrywer wat verantwoordelik was vir die grootste gedeelte van die Nuwe Testament. En daar is verskeie voorbeelde van vas in die Bybel. En ek wil vandag vir jou sê, ek probeer nie wetties te wees met jou nie, maar ek weet, daar's goeie resultate. Ek weet, daar's goeie groei in wanneer ons vas, en dat dit baie belangrik is. En daarom wil ek jou motiveer. Ek besef ook, dalk het jy 'n mediese kondisie, dalk kan jy nie vas nie, dan wil ek jou motiveer. Dalk is jy lief vir televisie kyk, wil jy nie dit vas vir die volgende 3 weke nie. Dalk het jy 'n obsessie met golf speel of fietsry, dan wil jy nie dit vas vir die volgende 3 weke nie. Dalk kan jy nie 'n week verbygaan of 'n dag verbygaan dat jy jou gunsteling tydskrif lees nie. Wil jy nie dit vas nie. Vra vir die Here, gee iets op. Sit iets as offer. Sit iets op die altaar. En ek glo en vertrou dat jy gaan mooi dinge ervaar, sien, deurbrake ervaar, en bo dit alles gaan jy nader aan hom beweeg. Kan ek jou herinner aan hierdie 4, amper wil ek sê toestande of gesindhede, waarin ons onsself kry, selfverloning. Jy gee jou wil weg, en jy kom onder die dissipline van sy woord. In die tweede plek, selfvernederend, om jouself te gee, to humble yourself, om jou prioriteite in wanneer laas het jy dalk so 'n bietjie gekyk na jou prioriteite, en 'n paar dinge verander, en dan het ek in die laaste geval het ek gesê, of die tweede laaste het ek gesê, wees afhanklik van hom. Vas is om afhanklik van God te wees. Is nie 'n dieet nie. Dit het dalk daai voordele, maar is nie die dieet nie. Dit het geestelike groot kwaliteite. En dan het ek gesê, dis nie of jy vas nie. Dis wanneer jy vas. Ek wil vir jou vra, kom reis saam met my. Kom reis saam met hierdie gemeente
vir die volgende 3 weke. Ons gaan die Here vertrou vir dit wat ek eerskomende Sondag aan jou gaan kommunikeer oor wat ek glo die visie en God se hart vir ons gemeente is vir die volgende 12 maande. So sal eintlik deur een van daai maande. Maar nadat ek dit aan jou gekommunikeer het, gaan ons die Here vertrou in vas en gebed reg deur die jaar. Ons begin hierdie jaar met 3 weke, se Daniels vas. En daarna gaan ons van tyd tot tyd nog vas. Derentyd gaan ons bid. Wil jy nie saam met ons wees nie? Ek vra jou, ek nooi jou, ek bid vir jou, vir 2025. Mag dit vir jou 'n fenominale jaar wees. En mag jy saam met ons vas en bid. Baie dankie. Wees geseën.